Terwyl die drama hier, naby die onderpunt van die pas besig was om af te speel, het die redakteur van die plaaslike koerant, Quintus Loots, ook van die ramp te hore gekom. Ek het so omtrent 9 die oggend die eerste oproep ontvang van mense wat my bel. Daai tyd was ek redakteur van die Lydenburg Nuus gewees wat een van die 2 oudste koerante in die provinsie is. Ek het 'n oproep gekry van mense wat my sê van die busramp wat in die pas plaasgevind het. Maar dit was my spertyddag gewees wat ek die koerant moes voorberei vir die drukwerk en daai soort van dinge. So ek het nie te veel aandag daaraan gegee nie. Ek het sê wel ek het nou klaar die nuus van die week het ek sal nou nog gaan kyk wat aangaan. Maar toe ek hier so by die 5de oproep kom toe besef ek hierdie is nou 'n ernstige ding. Toe klim ek in my kar en ek ry uit en ek gaan kyk. Toe ek op die toneel aankom toe lyk dit soos 'n slagveld. Dit het inteendeel gelyk soos 'n klomp winkelpoppe wat uitgegooi was uit 'n voertuig uit en daar in die veld gestrooi was. Soos 'n film wat gemaak word. Soos wat ek verder beweeg het, die impak van die tragedie, van die pyn wat jy gesien het. 'n bietjie verder aan daar na 'n boom toe op die linkerkant het 'n man en sy vrou saam in die boom gehou. En dis ook hoe hulle oorlede is. Hulle het hande vasgehou. En dit is presies hoe hulle oorlede is. Daar was 'n stilte oor die terrein gewees, behalwe vir enkele krene van mense, jy weet. Toe het ek besef hierdie is baie ernstiger as wat my aanvanklike aanname was van die oproepe wat ek gekry het. En ek het 3 foto's geneem, en my kamera in die kar teruggesit en besef, weet hier's nie genoeg mense op hierdie toneel om te help hier so nie. Ons almal wat daar is, moet maar hand bysit om te help waar ons kan. Afhanklik het 'n ou jy skrik nie as jy dit hoor nie, want jy het nie 'n idee van wat regtig daar aangaan nie. Maar toe een van die persone afkom op daai stadium en vir my sê daar was van die lyke in die bome gewees wat hulle uitgehaal het en van die daar was ek dink 'n tannie gewees wat gesê het sy soek haar man en toe lê haar man langs haar onthoof. Dit was vir my baie sleg. Dit was dit is my hartseer. Ons het op 'n vredig ons dokters van die hospitaal af ingery na die toneel toe en van daar af die dokters begin IV's opsit en kon ons darm van hulle stabiliseer. Maar ek dink die toneel was so dat jy maak 'n wond toe en jy spalk en jy ry. Dit wat jy kan spalk. So ja, ons kon op daai stadium net die nodige doen om daai ou in die gang te hou tot by die hospitaal. Dit was bad. Ons het hulle maar geneem van hier af na die hospitaal toe in Lydenburg, waarvan af heelwat van hulle oorgeplaas is na Nelspruit toe en die wat dan oorgebly het dan agtergebly op Nelspruit of Lydenburg Hospitaal. Ek het so 'n klein bietjie noodop ondervinding gehad. Ek kon daar maar 'n drip help vashou dalk of 'n verband opsit of iets van die aard. So toe spring ek in en toe begin ek Wel, toe ek op die toneel kom was die meer ernstige beseerdes in elk geval al reeds afgevoer gewees. Maar daar was nog enkele pasiënte wat daar gelê het. Hulle het maar 2 of 3 ambulanses gehad. So hulle kon nie almal te gelykertyd hanteer nie. En daar was ook maar 'n handjievol paramedici en van die dokters in die dorp en van die hospitaaldokters wat op die toneel was. Wat die pasiënte behandel het daar so ver as wat hulle kon. 'n bietjie verder weg, omtrent so 50 meter verder, het ons 'n liggaam binne in een van die dongas gekry daar. So die impak van dit wat hier afgespeel het, was fenomenaal.